Nou, Ty is terug op ons geel banke en ons praat oor 'n hartroerende liedjie volgende wat sy saam met Helen Miller doen, soos 'n engel. Goeiemôre Ty. Môre, ek is so gelukkig om weer terug te wees na 'n jaar. Ek kan nie glo dis al 'n jaar vandat ons laat met jou gepraat het nie, maar jy lyk beeldskoon. Dankie. Ons moet begin by die swangerskap natuurlik. Eerstens baie geluk met die Dankie. swangerskap, maar hierdie is ook absoluut 'n wonderwerk baba. Vertel ons 'n bietjie daaroor. So, dis nou nie 'n secret nie en ek is 'n baie oop mens op sosiale media. Ek en my man het maar deur 'n baie groot struikel gegaan met my swangerskap. En om swanger te word, ek het nou al deur 2 operasies gegaan met endometriose en dan borderline PCOS. En die dokter het net vir my gesê met die laaste operasie wat ek laas jaar die tyd gehad het, sê hulle vir my, hulle weet nie of ek kan swanger word nie. Nadat het ons dit maar net in die hande van die Here gesit en hier sit ek vandag met 'n seentjie, baie gesonde seentjie. En ja, dit is 'n groot opwindende journey. Ek moet self sê 'n baie moeg journey. Maar ek sal dit nie verruil vir enigiets nie. Ag, dit is so wonderlik en vir my die mooiste van dit is dat jy toe soos 'n engel op jou pad gekom het jy nie geweet hy gaan saam met hierdie swangerskap kom nie en toe julle die eerste keer was by die radio by Groot FM het julle gepraat daaroor en jy het nog nie besef jy is swanger nie. Vertel gou 'n bietjie die parallel tussen soos 'n engel en jou swangerskap. So ons was hier so by Groot FM gewees en ek die hele tyd ek was baie emosioneel geweest want die liedjie wat ons wel opgeneem het daai tyd was alles van my en dit is 'n baie groot testimony dat ek gee alles vir die Here. En toe Lenne op my pad gekom het. En ek was so emosioneel. Ek het Lenne nog daaroor gepraat en hy het gevra, wil jy swanger word? Wil jy kinders hê? Want hy's 'n baie trotse pappa. En ek sê toe vir hom ek wil bitter graag 'n kleintjie hê en ons sukkel maar nou net, jy weet. En hy sê toe vir my jy gaan gebless word hy. En in daai oomblik het ek nie geweet ek is swanger nie en dit is toe ons hierdie liedjie opgeneem het soos 'n engel. En die woorde is baie naby aan my hart vir al die verse wat ek sing is ek hoor jou, ek voel jou, ek hou jou in beerte vas. En dit sê net al klaar alles vir jou. Ja. En it was meant to be. Ja, en ek dink ag ja, skus. Ek wil net sê soveel Suid-Afrikaners kan en mense wêreldwyd kan identifiseer met daai ek voel ongehoor, ek voel ongevoel. Ja. Terwyl jy in die donker deel is, maar jy's in die boksie en die Here is buite die boksie. Hy kan buite die boksie dink, hy sien ver vooruit, nê? Nee? Maar selfs in die tyd wat jy nie gehoor, gevoel het nie, wat jy gedink het, dis onmoontlik om swanger te raak en dis wetenskaplik onmoontlik om swanger te raak, het die Here gesê, ek hoor jou, ek voel jou, ek weet wat ek vir jou beplan, goedheid en nie sleg nie. Ek het beloof ek gaan nie een keer huil nie, nou kom jy te Nee, maak my. girl, that's worth a cry. Maar dis waar wat jy sê, jy weet, ek het gevoel dit gaan nie gebeur nie en ek was so hartseer geweest met my man. Daar was soveel moeilike tye geweest en hier sit ek vandag met die grootste wonderwerk en ek kan nie wag om hom net vas te hou en om al die liefde te kan gee nie. So daar is en ek hoop daar's mense daar buite wat vanoggend kyk en luister en ek wil net vir hulle sê dat niks is onmoontlik nie. Regtig dit is nie. Ty, hoe is jou en jou man se verhouding deur hierdie hele proses eintlik? Hoe weet my man is regtig 'n pappa. Ek dink dit het baie vinnig vir my geskop. Hy is baie jy moet gesond eet, hoeveel water het jy gedrink vandag? Het jy groente gehad vandag? Het jy genoeg gesit? Ja, en hy is net fenomenaal en hy is so daar vir my in hierdie oomblik want jy weet ek is maar 'n baie klein lyfie, jy weet ek is nou al 6 maande swanger. Ek gaan hierdie naweek in my 3de trimester in. So die lyfie is maar bietjie moeg, maar my man is soos 2 dae terug toe hy my voete vir my gerub want hy het gesê soos ek kan sien dis moeilik. Kom ek help jou. Jy weet, so hy is net amazing. Ons verhouding het so versterk in hierdie tyd. So ons sien uit vir die nuwe chapter in ons lewe. Maar jy praat ook so mooi van hoe Len vir jou gesê het jy gaan gebless word. Hoe het jou en Len se paai gekruis dat julle uiteindelik saam met die liedjie gedoen het? Ek is eintlik so excited vir hierdie vraag want
ek raak so dit is so 'n opwindende storie eintlik om te vertel. So ons het op social media, soos ons almal met kunstenaars, dis hoe ons mekaar eintlik ken. Is al die al die sangers, al die sangeresse, ons almal weet van mekaar. Ons het dalk net nie mekaar ontmoet fisies nie. Ek het 'n video gemaak op sy weergawe van Soos 'n Engel en hy het net gesê baie dankie, soos ek waardeer dit. En toe het sy liedjie toe nou viral gegaan want almal het die liedjie gelike. Tyd het aangegaan, ek was toe nou op sy TikTok live, jy weet die TikTok lives. En hy sê Ty, ek het hierdie song, maar ek dink ons moet maybe collab. Ek dink tog hy joke net, jy weet. Dit was 'n paar weke daarna en ek message hom en ek sê vir my wil jy dit tog steeds doen? Hy sê vir my kan die môre in die ateljee wees. Ek sê vir hom ja, let's do it. En dit is waar alles van my gekom het en in die tydperk toe hy nou release het, toe kom Soos 'n Engel, die intieme weergawe en ja, it just happened so quickly. Alles het net so vinnig gebeur en ek was ook in die week voordat ek hom ontmoet het, toe was ek gedoop, groot gedoop. En hy het net gevoel dat ons moes saamwerk. Hy het vir my gesê die Here het net 'n gevoel vir hom gegee om te sê ons moet saamwerk. So Maar ek dink julle het 'n gemeenskaplike groter doel met julle musiek, nê, nee, om 'n verskil te maak in die lewe en om mense drasties te beïnvloed, positief te beïnvloed. So dit help seker om daai selfde gemeenskaplike doel te hê. Dit is so, jy weet, toe ek myself groot gedoop het ek geweet daar's 'n groter doel. Dis nie net meer musiek nie, dit is iets wat met iets beteken vir iemand. En ek dink met my vorige musiek soos met Nikotien en Ek Dare Jou is 'n baie beautiful liedjie, dit gaan oor my man. Maar ek dink julle kan sien hoe ek gegroei het in die tydperk van my musiek. En hier sit ek vandag en dit voel alles net reg. Soos elke keer as ek en Len 'n liedjie saam maak, dit werk net. Soos en ons albei se stemme werk soos botter met mekaar. En nooit gedink dit sou ooit so gewees het, want hy bly in die Kaap, ek bly die kant. Ja. Ons het nog nie een keer saam gewerk tot en met ons mekaar gesien het op 'n fotoshoot nie. Wow. En ja, ek dink ons groter doel is net om mense daar buite te sê soos jy's nie alleen nie. Nie ter wille van onsself nie. Ons hoor jou. Maar is dit nie wonderlik dat jy weet die kunste groei soos wat mens groei nie? Mens gaan ook deur verskillende fases van jou lewe en soos wat jy deur daai fases gaan, verander jou kuns ook en jy spreek ook tot 'n ander gehoor soms. 100%. My gehoor het so verander in die laaste 2 jaar van die musiekbedryf. En ek moet sê ek's baie gelukkig waar ek is nou. Ja. Ek voel baie content, ek voel soos meer myself. Ek voel meer asof ek nou iets doen en iets daar buite kan sit vir die mense om jy weet net terug te vat en te sê wow. Okay, ek voel so sy of dis ook okay, you know. So ek's baie happy oor waar ek is in my lewe op die oomblik. Ag, dit was heerlik om hier te hê. Baie dankie vir jou getuienis van genade, van wagtyd en van onvoorwaardelike liefde en van lig, selfs al is jy in die donker. Daar's altyd lig iewers buite, nê, en 'n teenwoordigheid. Ek voel jy, ek sien jou. Ons sien baie uit na die musiekvideo. Groete vir Len. Ek weet julle is met ander projekte ook nog besig, Len Miller. Ons sien uit om jou nog verder dop te hou en geniet hierdie tyd van rus en tyd met jou baba, hoor. Definitief. So gesels Ty, hier is 'n musiekvideo van Soos 'n Engel.